Goeiemôre, dit is Woensdag die 31ste Mei 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema innerlike vrede te midde van. Hoe verstaan ons dit wanneer mense 'n innerlike vrede te midde van sommige van die lewe se ewigste uitdagings, storms en selfs ongeregtigheid ervaar? Hoe kry mense dit reg om aan te hou, om voort te gaan en nie toe te laat dat die lewe of omstandighede of teëspoed hulle onderkry, wanneer die meeste mense se lewens uitmekaar sal val nie? Hoe verstaan jy dit wanneer God steeds in die storm geprys, steeds geëer word en nie bevraagteken word nie, maar steeds vereer word, selfs wanneer dit blyk die lewe se mees onregverdige gebeure te wees? Die afgelope 2 weke terwyl ek waargeneem het hoe een van my lewenslange vriende oor die dood van sy 31-jarige dogter tree, wat skielik en onverwags van hulle weggeneem is. Saam met my eie refleksie tans in hierdie Pinkstertyd en ons reeks oor die Heilige Gees en vrede, het dit my net weer getref dat God se koninkryk van vrede nie gaan oor die perfekte omstandighede op aarde nie. Dit beteken nie om 'n lewe vry van moeilikhede, uitdagings of net gemak te hê, soos dit soms aan ons voorgehou word nie. Tog sê Jesus dat hy vir ons sy vrede nalaat. Die Nuwe Testament is vol van die vrede van Christus en hy word selfs die prins van vrede genoem, 'n profesie wat in Jesaja 9 gemaak is en in Matteus 1 vers 23 bevestig word. Dit is so maklik om te teoretiseer, teologiseer, filosofeer en te praat oor die vrede van God. Maar wanneer die storms van die lewe jou tref, is die vraag of ons dan handelende Christene word, wat sy vrede diep binne in ons ervaar. Die wêreld kan nie hierdie vrede verstaan nie. Hulle sal dit waarneem en dit ontken, bevraagteken en selfs daarmee spot. Terwyl ek na my vriend wat al langer as 35 jaar 'n leraar is, luister wat self sy dogter se roudiens waarneem, die moed het om op die kansel te gaan staan te midde van sy eie gebroke hart, trane en verlies, en oor God se goedheid, genade en liefde praat, en hoe hulle hom steeds kan prys, selfs deur die trane, en die waarheid van Christus my opnuut weer getref. 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. Ek onthou 'n klompie jare terug, toe die vrou van 'n bekende paartjie in die bediening in hul huis verkragt is tydens 'n huisbraak, hoe hulle in die openbaar nie net gesê het dat hulle die persoon vergewe nie, maar vir hom bid en hom later in persoon ontmoet en hom bedien nadat hy gearresteer is. Hoe die media hulle optrede opregtheid en motiewe bevraagteken het. Die wêreld het 'n openlike bespotting van hulle gemaak, omdat dit nie die kragtige werk van Christus in mense se lewens verstaan nie. Dit is dieselfde wêreld wat altyd die kerk en Christene daarvan beskuldig dat ons veroordelend is. Ek meen, het jy al meer vooroordeel as dit gesien? Maar dit is hoe die wêreld blind is vir sy eie sonde en oordeel van die mens met wie hulle nie saamstem nie of nie kan verstaan nie. In hierdie optrede van bogenoemde paartjie of my vriende, is dit normaal? Nee, glad nie. Ontken dit hulle eie innerlike stryd, hulle pyn, rou en gedagtes wat met emosies en menslike reaksies gebombardeer word? Nee, glad nie. Hierdie mense en so baie ander Christene gaan die lewe in 'n stryd hiermee gewikkel, somtyds tot die uiterste. Tog weet hulle wie hulle in Christus is. Ken hulle sy innerlike vrede met wat alle verstand te bowe gaan, en verstaan hulle hul eie gebrokenheid en afhanklikheid van God deur die Heilige Gees. Nee, dit is nie normaal nie, nie menslik nie, en beslis nie moontlik om in jou eie krag staande te bly, wanneer dit voel asof jy met jou gesig op die grond gaan val, terwyl jy deur hierdie storm struikel nie. Maar wanneer ons uitroep, nie in desperaatheid of in vernederlaag nie, maar in die waarheid van Christus se voltooide werk, sy hand vat, eerder op hom as op die storm waarin ons begewe fokus, verander dit ons reaksies, ons gesindheid en ons uitkoms. Paulus getuig van hierdie vrede wanneer hy oor die God van vrede skryf in Filippense 4 vers 7 en 9,
terwyl hy in die tronk sit en wag om tereggestel te word. Dit is jou motivering vir vandag. Ek weet baie van julle gaan deur moeilike tye, swaar kry en kwellinge. Dit kan dalk voel of die storms nooit gaan lê nie. Baie van ons staar uitdagings in die gesig op verskeie lewensvlakke, of dit in ons eie liggame is, weens siekte of ander kondisies, of dit verstandelik is, of jy geestes gesondheidsuitdagings in die gesig staar, hartseer en ander emosionele probleme, of geestelik om dalk deur uitdagings in ons verhouding met God te gaan, in verhouding met mense, of dit net in ons eie innerlike vrede is. Tog gee Jesus vir ons sy vrede, wanneer ons na hom toe draai in gebed, in danksegging en in vertroue. Ek bid regtig dat die Heilige Gees God se koninkryk van vrede in jou hart sal vestig, te midde van hierdie uitdagings wat jy dalk vandag, of op hierdie tydstip van jou lewe in die gesig staar. Vrede sal nie altyd met die fisieke oog sigbaar wees nie, maar dit bring herstel en genesing. Ons kan veilig wees in hierdie waarheid en vasstaan in die evangelie van vrede. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u vrede in Christus Jesus ons Here. Dankie dat ek u naam vandag kan aanroep. Jesus as my Here bely en weet dat u vrede, wat alle verstand te bowe gaan, van my besit sal neem te midde van die pyn, beproewing of uitdagings wat ek vandag of in die stadium van my lewe in die gesig staar. Help my asseblief, Heilige Gees, om vas te staan. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Geniet die dag en leef vandag in God se vrede terwyl jy bly opkyk na Jesus. Dit is Woensdag motivering met Dominee Wilko. Leef vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom. En totdat ons volgende week weer gesels, God se rykste seën.